Dit is altyd lekker om as familie so saam te kan wees en is lekker om julle almal te kan sien. Terwille van die besoekers, my naam is Jaco en saam met Mariet vorm ons deel van die bedieningsspan hier by Doxadeo George. Nou ons praat eintlik hierdie hele kwartaal, praat ons oor 'n gedagte van wanneer die liefde begin werk. En ek herinner jou, ons het laas jaar het ons begin met 'n tema wat ons gesê het, Jesus is die koning. En deur sy dood en sy opstanding is hy verklaar as die koning en het daar nou 'n nuwe era aangebreek. En die nuwe era is die era van die koninkryk van God. Maar daai era het aangebreek in hierdie tyd waarin ons leef. So in hierdie wêreld waarin ons leef, breek God se era aan. En nou kom hy en hy sê vir ons, maar luister, julle moet nou verstaan, soos dit by my in die hemele is en die onsienlike is, so moet dit nou by julle hier op aarde wees. Met ander woorde, God se koninkryksmanier, God se manier, moet nou hier op aarde, moet dit uitdrukking vind. En as daar klomp profesieë wat die profete gesê het, hulle sê, luister, daar gaan 'n dag aanbreek, wanneer God hierdie hele aarde gaan vul met sy heerlikheid, met sy gewig, met dit wie hy is. En hy doen dit deur ons. En die manier hoe hy dit gaan doen, sê hy, hoor ek gee vir julle 'n nuwe ooreenkoms, want daar het ons nou 'n nuwe tydperk aangebreek. So met 'n nuwe era, met 'n nuwe tydperk is daar 'n nuwe ooreenkoms. En hierdie nuwe ooreenkoms is, julle moet mekaar lief hê. Julle moet mekaar lief hê. So sal die wêreld weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder mekaar is. So dis is ons die wêreld gaan beïnvloed. So nou is die vraag, die liefde is aan die werk, en ons sien van die begin af, die liefde van God is aan die werk, ons leer dit ken deur hy wat sy lewe vir ons kom gee het. Romeine sê dit vir ons, hy sê toe ons nog sondaars was, het hy sy lewe vir ons kom gee, en nou dat ek ingesluit is by hom, dat hy sy lewe vir my gee het, sien ek sy liefde is aan die werk in my lewe. Ek moet begin om my gedagtes te verander, volgens die koning se manier om dit te kan leef, en die manier hoe ek begin verander, die manier hoe ek 'n impak maak in hierdie samelewing. Hy sê, ek gaan jou in 'n vennootskap sit met die Heilige Gees, partnership met die Heilige Gees. Hy sal in jou kom bly, hy sal besoek jou nie net nie, hy is vir altyd in jou, en hy is die een wat jou sal leer en sal lei. En die manier hoe hy ons begin leer en begin lei en ons begin vorm, hy sit ons in 'n familie. Ons noem dit die kerk, hy sit ons in 'n familie, in 'n groep. En dis daar in daai groep waar yster slyp yster, en so begin ons mekaar te leer, en so begin ons van mekaar te leer, en so leer ons om hierdie liefde van God, eerstens hier in die gemeente uit te leef, en dan tweedens na buite toe. En een van die maniere wat God vir ons wil wys, dat sy liefde was nog altyd aan die werk, is wanneer ons by mekaar kom en ons vier wat die kerk noem die sakramente. Die kerk het 2 sakramente. Die een is die doop, ons gaan nie vandag oor hom praat nie, en die ander een is die nagmaal. Die nagmaaltafel. Want die nagmaaltafel praat van hoe God aan sy liefde aan die werk is. Jy kan bietjie gaan lees daaroor Judas, as wanneer hy skryf, hy het net 1 hoofstuk, so dis net Judas 1. Daar was nie nog 'n hoofstuk nie, of jy kan net sê Judas, kan jy gaan lees. As Judas oor die nagmaal praat, dan praat hy oor dit, hy gebruik die woord agapeimaal, 'n liefdesmaal. Want hierdie tafel, hierdie simbole wat ons hier gebruik, hierdie simbole sê iets van die liefde van God wat gewerk het. Nou, wat baie belangrik is, ek dink net so ter inleiding, is om eerstens te sê dat ek en jy moet besef dat wanneer God 'n sakrament gee of 'n simboliese behandeling, dan moet ons gaan kyk na wat is die betekenis van hierdie simbole, want hierdie simbole sê iets eintlik baie meer. Dis soos wanneer as ek 'n transaksie met iemand beklink, dan groet ek hom met die hand en ek gee 'n stywe handdruk en ek sê, ons beklink hierdie transaksie, want hierdie handdruk sê iets. Dis soos wanneer ek my trouring, dit sê iets. Dis 'n simbool wat iets impliseer. En dit is presies dieselfde wanneer ons by mekaar kom en ons gebruik die brood en die wyn, dan is die vraag dat daar lê eintlik 'n dieper betekenis agter dit. En vandag wil ek net weer eens stil staan by dit en sê, maar wat is die betekenis van die brood? Wat is die betekenis van die wyn wat ons gebruik? Want
so dikwels as ons by mekaar kom, gebruik ons dit. Nou ek dink in die eerste plek wil ek begin deur te sê dat die nagmaal is deur Jesus Christus self ingestel. Ons lees dit onder andere in Matteus 24. Ek gaan nie vir jou alles daar lees nie, maar net interessant. Hoofstuk 26, op die eerste dag van die ongesuurde brode. Die eerste dag van die ongesuurde brode kom die disippels na Jesus toe en sê vir hom: Waar wil u hê moet ons vir u klaarmaak om die Pasga te eet? Dis waar die nagmaal ontstaan het. Dan sê hy in vers 26, en terwyl hulle eet, neem Jesus die brood, en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: neem, eet, dit is my liggaam. So hy is die een wat op die eerste dag, die nuwe begin, die nuwe era wat aangebreek het hy die Pasga ete ingestel. Nou, gou net terugvat. Wanneer die Pasga ete gevier is in die Joodse kop, want ons moet altyd probeer uitvind wat is die konteks waarin die Bybel geskryf is, wat het daar gebeur. Wanneer 'n Jood die Pasga ete gevier het tydens Paasfees, dan het hy teruggedink aan 'n storie van Moses en die Egiptenare en die volk wat vir 400 jaar in slawerny was. 400 jaar lang was die volk Israel in slawerny. Hulle roep uit tot die Here kom, hy stuur vir Moses. Julle ken die hele storie. Moses gaan na Farao toe. Hy sê: verlos my volk. Farao wil nie. Die 10 plaag kom. Dan heel op die einde die laaste plaag wat kom. En wat toe gebeur is, toe sê hulle goed, hulle kan trek. Toe kom sê die Here vir die volk Israel: goed, julle moet vanaand in hierdie nag voordat julle trek, moet julle 'n lammetjie slag, 'n lammetjie vir 'n huisgesin. Julle moet daai lammetjie vat en die bloed met 'n hesoptakkie aan die kusyn van die voordeur moet julle met bloed verf, en wanneer die doodsengel daar verbykom, sien die bloed aan die kusyn, dan sal die doodsengel verbygaan. En as hy daar nie bloed aan die deurkusyn is nie, dan het die doodsengel ingegong en hy die eersgeborene van daai gesin het hy geneem. Toe was daar groot smarte. Nou kom Jesus in 1 Korintiërs 5 vers 7, hy sê: onthou, ek is eintlik die paaslam. Ek is die een wat geslag is. So wat ek vandag vir julle wil sê, wanneer die Here die Pasga fees, dan maak hy dat die Jood terugdink aan daai storie waar Moses gekom het en die volk verlos het van slawerny. En dis eintlik wat ons hier vier. Want dis eintlik wat gebeur het. Jesus wat gekom het en sy lewe vir ons kom gee het en die menseras verlos het van die monsters en die bose magte in die lig. Ons wat onderdruk was deur slawerny. Maar die nagmaal sê, die manier van verlossing was anderste as wat ons altyd daaroor gedink het. Nou interessant net, wanneer ons lees, ons gaan hierdie hele jaar het ons gesê, gaan ons stil staan by Korintiërs, die 2 briewe wat Paulus aan die gemeente van Korintiërs geskryf het. Nou baie interessant is as jy die briewe gaan lees, onthou Korintiërs is geskryf voor die evangelies, is van die oudste briewe wat geskryf is, dan is dit baie interessant dat hierdie was 'n baie voortvarende, uitmuntende gemeente. Paulus skryf oor hierdie gemeente, dan sê hy: ek was die argitek, ek het beplan hoe hierdie gemeente gebou moet word. Maar dan kom hy na hulle toe, dan skryf hy die 2 briewe aan hulle, dan sê hy: maar luister, ergens het daar so ietsie verkeerd gegaan, julle het nie lekker gebly by die bouplanne nie. Ergens hoor ek gerugte van hierdie gemeente, dit bietjie skeef gegroei, julle moet dalk teruggaan na die bouplanne. En dan skryf hy vir hulle onder andere goed soos: ek hoor dat julle onder mekaar stry en beklei onder mekaar. Hy sê verder, hy sê: ek hoor selfs daar's van julle wat mekaar hof toe vat. En dan praat hy nog oor 'n klomp ander goed. Maar wanneer hy kom by die nagmaal en die instelling van die nagmaal, dan sê hy vir die gemeente in 1 Korintiërs 11 wat gaan oor die nagmaal, dan skryf hy vir hulle, hy sê: wanneer julle hierdie liefdesmaal gebruik, wanneer julle hierdie nagmaal gebruik, dan lyk dit nie eintlik vir my, as die volgende teks hoor, 1 Korintiërs 11 vers 20. Hy sê dan lyk dit nie eintlik vir my of julle, as ek dit so kan noem,
die nagmaal reg gebruik nie. Want die manier hoe julle dit gebruik, spreek nie van die nuwe manier nie. Nou as jy die hele hoofstuk gaan lees, en ek kan nou nie vandag vir julle alles gaan lees nie, jy moet dit op jou eie gaan lees, dan sal jy sien dat sy groot issue was, die feit dat hoe daai mense in daai tyd by mekaar gekom het, en jy kan bietjie kommentare ook daaroor gaan lees, was, hulle het gewoonlik groot huise gehad. En dan die Christene het by die huise by mekaar gekom, en daar het hulle nou saam geëet, en dan was daar 'n geleentheid waar hulle dan saam die nagmaal gebruik het. Maar wat gebeur het in hulle geval is, hierdie klomp mense het in verskillende vertrekke en verskillende klasse by mekaar gekom. So dit blyk vir my uit die gedeelte uit, kan jy gaan lees dat die ryk ouens, hulle het saamgekom, hulle het op 'n sekere manier geëet, hulle het die lam geëet. Die arme mense het net die brood en die sop gehad. Nee, ek weet nou nie hoe dit gewerk het nie, maar daar was sulke klasse. En sy probleem is, hy sê maar julle verstaan nie hoe die nuwe manier van God en die liefde wat ons aangeken moet word en die liefde werk. Hy sê, dit wat ek sien wanneer julle nagmaal gebruik, dit gebeur nie reg nie. Daar's iets fout hierso. Want eintlik behoort daar nie iets soos klassisme te wees nie. Hy sê so, julle moet eerste plek hierdie klassisme uit die weg kry, want eintlik skryf hy in Galasiërs, hy sê, nou dat ons in Christus is, daar is nie meer iets soos 'n man of 'n vrou, of 'n Griek of 'n Jood, of 'n slaaf of 'n vryman nie. Hy sê, eintlik is ons almal een. En dis ons wat as liggaam, as een liggaam by mekaar kom. En ons as liggaam en die manier hoe ons nagmaal gebruik, en almal saam eet, en glad nie klassisme het nie, dit spreek iets, as daar 'n vreemdeling sou inkom, dit spreek iets van hoe ons as Christene by mekaar kom. Dit is die eerste ding, so die eerste ding is, dit is die Paasfees, tweede ding, die manier hoe hulle dit gebruik het, en dan kom hy in die derde plek, dan sê hy net in vers 26, want so dikwels as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, wat doen julle dan? Dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hy sê met ander woorde, hierdie nagmaal is 'n verkondiging. Die ander vertaling gebruik die woord, hy sê, is 'n aankondiging van wat? Van die dood van die Here. Onthou die woord Here in die oorspronklike vertaling beteken die een wat die finale uitslag gee. Dit sluit aan by wat Paulus vir ons leer in Handelinge in Petrus in sy eerste preek. In sy eerste preek in Handelinge 2 kan jy gaan lees vers 36, dan skryf Lukas oor Petrus se preek, dan sê hy die volgende, hy sê, hy het verkondig, Jesus die Christus, Jesus die Here. Jesus die Christus, die gesalfde koning, die een wat die finale sê, die finale uitslag gee. Hoekom? Want dat nou 'n nuwe era aangebreek. Hy sê met ander woorde, met die nagmaal verkondig ons iets van hierdie finale era wat aangebreek het. Hier is nou 'n ander koning, en hierdie koning het die finale sê, het die finale uitspraak oor alles. Met ander woorde, dis ek wat my vereenselwig met hierdie uitsprake, met hierdie God. Hy sê, julle kondig aan die dood. Nou, dis is baie interessant, né? Die manier hoe God koning geword het, alle mag, alle krag in die hemel en op aarde is in hom gegee. Die manier hoe hy koning geword het, die manier hoe Jesus koning geword het, is nie soos die wêreld verwag het nie. Kyk nou maar net na die oorlog wat op die oomblik aan die gang is. Wat gebeur op die oomblik met die oorlog? Dis Iran en Amerika te mekaar. Hoe werk 'n oorlog? Ons kyk wie is die sterkste. Dit was daai tyd dieselfde. Wie die meeste bomme? Wie die meeste spiese? Wie die sterkste perde? Die Romeinse mag was die sterkste mag van daardie tyd. So, hoe het jy gedomineer? Hoe het jy 'n gebied ingeneem? Hoe het jy jou koningskap afgedwing? Jy het jou koningskap afgedwing deur te beklei, deur bloed, deur gebied in te neem, deur geweld.
Maar ons koning, jou koning, het dit anderste gedoen. Hy het nie sy mag en sy spiere kom wys, deur almal te vergeld en 10.000 engele te roep nie. Hy het vir ons gewys hoe werk sy manier. Hoe werk hierdie liefde? Hoe werk dit? Hy het sy lewe kom gee. Dis nie hoe die wêreld gewerk het nie, want die soldate moes hulle lewe vir die koning gee. Hier is dit anderste om. Hier kom die koning, deur sy dood, bereik hy die oorwinning. Kyk wat sê, deur die dood, deur die lam, deur die bloed, is die volk verlos. Deur die gee, deur die liefdesdaad. Die liefde was nog altyd aan die werk. Kyk hoe beskryf Paulus dit vroeër in die brief. Hy onthou, dit is 'n brief wat geskryf is. Dis nie in hoofstukke opgedeel nie, maar ons het dit nou later gedoen. 1 Korintiërs 2, maar ons spreek die wysheid van God. God se wysheid werk altyd anders as die wêreld se. Hy sê wat bestaan in die verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid. Wat niemand van die heersers van hierdie wêreld geken het nie. Die magte, die bose magte wat die wêreld beheer. Hulle kon dit nie raak sien nie, want in hulle verwysing moes dit gewees het, jy oorwin deur mag, deur krag. Maar hulle kon dit nie sien nie, want as hulle dit geken het, sou hulle die Here, een wat die finale sê het, van die heerlikheid nie gekruisig het nie. Want hulle het nie besef, deur die teenoorgestelde gees te openbaar, wat God kom doen het hy juist daardeur die oorwinning behaal. En dis wat ons met die nagmaal sê. Ons sê ons is deel van 'n liggaam. Ons sê hy het sy bloed gegee, hy het gesterf vir ons, maar deur die sterwe kondig ons aan. Is dit 'n aankondiging vir almal dat hy die Here is, dat hy die een is wat die finale sê het. Dis wat jy sê. Nou kom ons kyk nou. Wat sê Paulus? Nou sê hy, 1 Korintiërs 11:23, die baie bekende gedeelte wat ons almal ken. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het. Hoe hy dit presies ontvang het, dit weet ons nie. Weet nie of die Here aan hom verskyn het nie, of die Here nie aan hom verskyn het nie. Het ander apostels dit vir hom gesê? We don't know, because the Bible don't tell us. Maar daar staan dubbelpunt. Nou sê hy vir ons, sien daar staan 'n dubbelpunt. Hy sê nou wat het nou aan hom oorgelewer. Die Here Jesus het in die nag waarin hy verraai is, het hy brood geneem. Het hy die brood. Het hy brood geneem in die oppersaal, laat is in die klomp bang disippels. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, het hy dit gebreek. Hy breek dit. Wat sê hy? Dit is my liggaam ter wille van julle. Liefde is aan die werk. Die koning, ons dien nie 'n koning wat ons, daai tyd se konings is gedien. Ons koning kom en sê nee, ek gaan jou dien. Want ek glo in jou. Ek glo in my skepping. Ek gaan my liggaam vir jou gee. Ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek gaan die manier hoe ek jou verlos van slawerny, is ek gee myself. Hy sê, dit is my liggaam ter wille van julle. Doen dit om my in herinnering te bring. Nou is baie interessant. Daai woordjie herinnering vir die Jood van daai tyd. Die ou vertaling doen dit tot my nagedagtenis. Daai woord herinnering beteken, wat gebeur het by die nagmaal is, as hulle die aand aan die pasgatafel gesit het, onthou, dit was anderste, die hele gesin het daar gesit. Dan sou die jongste wat kon praat, sou gevra het, wat maak hierdie aand anderste? Hoe werk hierdie aand? Hoekom vier ons die Pasga? Dan sal hulle nou verduidelik het van die Moses storie, Egipte, die Israeliete, hulle sou daai hele storie vir hom verduidelik het, want wat die Jood impliseer met herinnering, is ek is eintlik, alhoewel dit duisende jare later is, 2000 jaar later, vereenselwig ek my, en is ek eintlik teenwoordig in daai gebeurtenis.
Onthou, die stories is oorvertel. Van geslag tot geslag. So ek het my vereenselwig met die storie. En met die nagmaal sê dit, ek vereenselwig my met die storie van Jesus. En die storie sê, ek moet my vereenselwig met sy dood. Want dis in sy dood waar hy ons kom verlos het van die mag van slawerny. En dis deur my te vereenselwig met sy dood, wat ek my ook vereenselwig met sy oorwinning. En die brood praat van sy liggaam, hy wat homself kom gee het, en ek herinner my aan hierdie gebeurtenis, en ek sê in woorde, wanneer ek die brood eet, sê ek daardeur, wanneer die brood gebreek word, vereenselwig ek my. Ek het niks gedoen nie, ons noem dit genade, en ek vereenselwig met my, met daai oomblik met sy liggaam wat gebreek is, en ek is eintlik teenwoordig in daai moment. Dis wat die woord herinner beteken. So wanneer ons so by mekaar kom, is dit nie klas nie. Ons herdenk die dood van die koning. Ons dink aan die dood, ek vereenselwig my met daai oomblik van die dood. Dan gaan hy verder en sê, so ook met die beker. Hy sê, so ook met die beker na die ete, met hierdie woorde, hierdie beker is die nuwe verbond, deur my bloed, deur Christus se sterwe, sy bloed wat gevloei het. Onthou Levitikus leer ons, Levitikus 17 vers 10, in die bloed is daar lewe, deur die dood, deur die bloed van Christus wat gevloei het daar nou 'n nuwe era aangebreek, daar's 'n nuwe koning, hierdie koning werk op 'n nuwe verbond, is 'n nuwe ooreenkoms, nuwe era. Wat is hierdie era? Die era van die liefde. Stem ooreen, daar het 'n nuwe verbond, daar het 'n nuwe tydperk aangebreek, met 'n nuwe ooreenkoms, met 'n nuwe lewenstyl. Hierdie lewenstyl is liefde wat onder mekaar werk. Hoor wat sê, hierdie beker is die nuwe verbond, deur my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink, om my in herinnering, weer eens, vereenselwig my met daai oomblik, wees teenwoordig in die oomblik toe Christus gesterf het en opgestaan het. Ek identifiseer my daarself en ek sê hierdie is die nuwe verbond, dis die pad van die liefde, wat ek deel is van die liggaam van Christus, waar ons dit aan mekaar begin uitleef, na mekaar begin kyk, hier oefen ons dit in, sodat dit 'n spreekbeeld vir die wêreld daar buite kan word. So die nagmaal is 'n publieke aankondiging van hier's 'n ander koning. En ek is deel van 'n liggaam. En ek vereenselwig my. Ek is teenwoordig eintlik in 'n oomblik wat meer as 2000 jaar terug gebeur het. En ons deel dit met mekaar. Dis hoekom hy verder aangaan in die gedeelte, en jy kan dit op jou eie gaan lees, ons kan nie vandag die hele gedeelte, maar in vers 33 sê hy, daarom my broeders, wag vir mekaar wanneer julle saamkom om te eet. Hoekom sê hy wag vir mekaar? Want ons almal dink vir 'n oomblik aan die liggaam. Ons almal staan saam. Ons wag, daar's nie klassisme nie, ons wag, ons eet almal saam. Daar's nie hierdie een kry lam en daai een kry net 'n broodjie nie. Ons wag vir mekaar en ons eet almal saam, want ons beeld iets uit van hierdie nuwe liggaam van Christus. Die nuwe menseras wat hy besig is om te vestig reg oor hierdie aarde. Daarom is daar so 'n kragtige getuienis in die nagmaal. En nou kan ons net dieselfde voorbeeld volg. Nie met krag of geweld nie, maar deur my gees, deur te dien, deur selfopofferende liefde. Dis soos ons 'n verandering in hierdie wêreld gaan bring. En ons kan nie vanoggend anderste as ons hierdie brood breek om te dink aan die liggaam,
deel van die liggaam van Christus, wat daar in Israel is, daar's Christene daar, wat die liggaam van Christus moet uitbeeld. Daar's Christene daar in Oekraïne, wat dit moet uitbeeld, in Rusland. Hulle is almal deel van die liggaam, wat iets van Christus, en ons bid vir hulle, want ons bid, en Here, dat U hulle sal versterk, deur die krag, die inwonende Heilige Gees, wat in hulle woon, in Iran, orals oor die wêreld, Somalia, orals, bid ons vir die Christene, dat hulle sal saam staan, by mekaar sal staan, ons hier, versterk hulle deur gebed, en dat hulle sal uitdra wie God en wat God is. Want dis soos ons die wêreld gaan oorwin. Nie met mag nie, nie met krag nie, maar 'n aankondiging van die koning se manier. En dis wat ek en jy verteenwoordig. En dis wat die nagmaal sê. So dis simbole wat God gebruik, wat ons net vir 'n oomblik moet by stil staan en sê, ek vereenselwig my daarmee.